Dis Radio Pretoria en dit is nou 20 minute voor 4. Ons gaan nou net so vinnig gesels oor die son en hoe hy water warm maak. Dis waaroor ons gesels. Alida, baie welkom hier. Hallo, goeiemiddag. Jy moet net daai ding so 'n bietjie nader sit. Goeiemiddag. Ons jy daar is so 'n bietjie nader, daar's hy. Goed, by ons is Johan. Ja. Johan, jy's ook een van die uitstallers met die kragdag en julle gaan uitstal oor sonwaterverwarming. Ja, vertel ons bietjie hoe werk dit, die konsep van dit. Goed. Met sonwater om hoe water verwarm word is gewoonlik deur 'n swart, hulle noem dit 'n swart liggaam wat in die son staan. Jy weet almal weet dat die son wat op swart skyn maak iets warm. Nou hoe warmer hierdie swart laag kan wees en hoe koeler iets langs hom, gewoonlik water is, word die hitte beter oorgedra. So met ander woorde, as jy van hierdie water kan vinnig sirkuleer onder hierdie swart laag verby, dat jy jou water so koud as moontlik kan hou, swart laag so warm as moontlik, dan gaan dit beteken dat die hitte word vinniger oorgedra. Dis maar tipies by swembadverhitting of so iets. Goed, nou ons het laas keer ek en Alida daaroor gepraat dat as jy byvoorbeeld hierdie swart pype vat, hierdie swart plastiekpype, jy sit dit op jou dak so 'n paar keer heen en weer, dan stuur jy die swembadwater daar deur en dan word die swembadwater warm. Maar dit gebeur nou uit die aard van die saak net as daar regtig sonskyn op die pype is. Ja, is dit die konsep min of meer? Ja, dis nou mooi in die regte rigting. Hierdie swart pype is hy doen presies die regte ding, maar hy's nie geïsoleer nie. So jou probleem is dat as dit koud is buite, as die pyp self koud is, en die water in die binnekant koud is, dan is jou hitteoordrag nie vinnig nie. Ja. Maar as dit warm is buite in die somer soos vandag, dan is jou pyp warm, jou water binne-in is koud en dan is jou hitteoordrag baie goed. Dis hoekom jy dit in die dag kan gebruik, maar nie in die nag kan gebruik nie. Okay, maar nou is daar iemand wat vir my gesê het, as jy byvoorbeeld daai pype so op die dak sit, en jy sit agter die pype 'n swart agtergrond en dan isoleer jy hom van die dak af, dan maak hy hom 2 keer so vinnig warm. Kan dit wees? Dit is maar net weer dieselfde ding. Jou swart pyp, jou omgewing buite om die water is dan maar net 'n bietjie warmer. So daar is 'n punt daar. Dit kan werk, ja. Definitief, ja. En is dit beter swart rubberpyp of swart plastiekpyp? Ek is nie seker nie. Ek dink jy moet liewer gaan kyk na iets hoe lank hy gaan hou. In die son veral, nee. Ja. Dit is ek ken die beginsel, maar ek het nou nog nie veel met spesifieke ongeïsoleerde stelsels veel. Ons werk gewoonlik met glas. Goed, wonderlik. Nee, hoekom ek vra is baie van die rubber wat jy kry pype as jy van daai water sien, jy loop in die tuin en hier lê die rubber tuinslang wat jy in die ou tyd gekry het, die swart tuinslang. En jy drink daai water en dit het 'n verskriklike smaak. So daai rubber gee 'n tipe van 'n chemikalie aan die water af. Die oplosmiddel, ja. Plastiek het 'n oplosmiddel. Dis so jy het daardie probleem. Sien, dis een van die redes hoekom ons met glas werk. Dis reg. Goed, nou verduidelik vir my hoe werk julle met glas? Goed. Jy kry 'n hele verskeidenheid van sonwaterverwarmers. Van ongeïsoleerdes, dan kry jy die sogenaamde platplaatstelsels wat eintlik net 'n kas is met 'n stel van koperpype binne-in, met 'n glasblad bo-oor en dan 'n bietjie isolasie rondom, maar daar's nog steeds lug tussen die glas en die koperbuise. So jy het nie die lug kan nog altyd deur konveksie en geleiding kan hy nog altyd hitte oordra na buitekant toe. So hy is al bietjie beter geïsoleer. Jy het nie daai vreeslike probleem van hitteverlies nie. Die stelsels waarvan ek die meeste hou is die vakuumbuisstelsels. Dis 2 glasbuise, een binne in die ander ene met 'n vakuum binne tussen die 2. En dan die binneste buis is swart. So jou stralingsenergie kan inkom, hy kan die swart warm maak, maar dan kan die hitte nie weer uit nie. Daar's nie molekules wat konveksie of geleiding kan veroorsaak nie. 'n Bietjie kan uitkom deur straling, omtrent so 8%. So tipies word omtrent so 95% van daardie stralingsenergie gevang binne in die buis. Dis met hierdie buise wat jy met ander woorde in die winter kan sien, hoe staan hierdie ding in kook. As jy dis wat ek nou vir jou wil vra, kan hy kook? Maklik. Want ek sien nou dag in die kampwinkel, dat jy kry so 'n blink houer wat jy oopslaan, en dan sit jy 'n ketel in die middel, en dan na rukkie, dan kook jy water sommer. Ja, maklik. In hierdie buise,
dit hang nou af van die spesifikasies van hoeveel buise daar in hierdie stelsels is. Wat ons tipies sien is as jy hom net vol water maak, selfs al het jy 'n redelike groot tank op. En jy los hom so vir die derde dag dan as jy nie koue water ingooi nie wat hom afkoel. So by die derde dag gaan kook hulle. Nou wil ek jou 'n ander vraag vra en ek hoop nie ek gee nou 'n idee en dan word die skat ryk nie. Nee, ek hoop ek kan. As jy byvoorbeeld 'n vergrootglas vat, ons ken die konsep en jy konsentreer die sonstraal op 'n puntjie dan brand hy. Het jy al gedink om miskien so 'n kas te bou met 'n vergrootglas wat dan op 'n spesifieke punt water warm maak binne in daai kas? Wat die ouens algemeen gebruik in die industrie, veral met die groter installasies, is dat hulle paraboliese spieëls gebruik. So met ander woorde, dit is nou maar net 'n spieël wat water wat die lug sentraliseer en dan die water. Jy kry baie maklik stoom so. Wat sal so iets werk? Turbines, op groot skaal. Ja. Hulle het op soortgelyke stelsels, goed, dis nou waar jy 'n klomp spieëls het wat lig op 'n toring bymekaar skyn. Smelt hulle self sout. Wat is dit, 2000 iewers grade Celsius. Omdat hulle die sonstrale konsentreer. Ja, maar ek is seker daar moet 'n manier wees om met 'n vergrootglas of 'n paar vergrootglase sonstrale te konsentreer en dan byvoorbeeld 'n baie vinnige warm stoofie te maak. 'n Spieël is makliker en goedkoper. Om daai tipe ding te doen. Ek het al selfs gesien met kokers wat hulle 'n ou sambreel vat en folie of iets blinks binne in hom sit en dan daar het jy ook paraboliese dit werk ontvanger al klaar. Daar's massa sulke. Maar Johan, jy het gepraat van dat jy meer toepassings het vir die warm water wat deur julle stelsels verwarm is, dat jy self iets soos 'n slow cooker kan dit is nou waar die ding interessant word, want as jy daai water warm gemaak het, dis nou enige sonenergie, het jy die probleem dat die son wanneer hy skyn is nie wanneer jy die energie wil gebruik nie. So jy moet daai energie stoor op 'n plek. Nou dit kan jy in water doen, jy kan dit in sement doen, grond. Ja. Ek was nou die dag by 'n ou gewees wat sommer van hierdie swart pype het wat hy met 'n sonpompie ompomp en dan in sy kweekhuis se vloer die hitte stoor. Wat dan oornag vrygestel word. Hierdie goed kan jy kan songeisers gebruik vir ondervloerse verhitting. Jy kan jou vistank warm maak. Swembad natuurlik. Maar swembaddens word algemeen gebruik, maar dis ongeïsoleerde goed wat hulle daar gebruik, want by 'n swembad is jou isolasie in die swembad self. Jy moet net sorg dat jou swembad mooi toe is, dat daar nie wind oorwaai of. Ek sien party mense verf hulle swembad binne swart. Ja. En dit maak ook die water 'n bietjie warm. Ja, dit behoort ja. Nou 'n belangrike ding, jy gaan uitstal daar by die kragdag die 23ste Junie. Is die kragdag daar by Diamantvallei. Ons gaan nog baie daaroor praat, Alida. Maar wat gaan julle daar aanbied? Wat kan mense kom kyk wat julle gaan uitstal? Songeisers. Ons was dis hoeveel jaar is dit nou al? Dis nou 4 jaar. 4de jaar wat ons nou al daar is. Elke jaar met ons stelsels wat staan en kook. Ek wil as ons tyd kry om ons huiswerk te doen, vir jare bietjie iets interessants opsit, byvoorbeeld 'n paar teels wat 'n mens kan warm maak. Miskien 'n pot waar ons kan kos kook daarin. Ja. As jy kyk water, as jy hom lekker warm kan stoor, gaan jy 'n hitte kry van so tussen 70 en 94 kookpunt. En dit is omtrent dieselfde temperatuur wat is die Afrikaans vir 'n slow cooker. Ja. Wat jy die temperatuur van 'n slow cooker. So mens behoort 'n lekker breedie of sop of so iets daar te kan kook met 'n gewone water. Kragdag is lank genoeg dat ons kan 'n breedie kook. Wat van 'n volstruis nekpot? Daar's nou weer 'n uitdaging. Ons sal daai uitdaging aanvaar. Ja, gaan kry vir ons 'n volstruis nekpotjie aan die gang daar met julle verwarm. Smaak so. Dit sal goed wees. Goed, ons gaan net weer sê julle gaan die 23ste Junie wees by die kragdag en julle was al voorheen daar. Hoe was julle terugvoer voorheen? Om vir ander uitstallers nou te sê, gaan, dis die moeite werd. Baie goed. Die teikenmark is perfek. Die ouens wat soontoe ry, is die ouens wat belangstel. Ja, natuurlik. Dis die ingenieurs en die ouens wat dit is 'n stokperdjie het. Dus aan die een kant is dit 'n bietjie hard op ons, want ons praat baie daai dag. Is dit? Jy moet stil bly die volgende 2 maande. Ek wil net graag sê dat op ons webblad is deesdae baie
lewendig. Ja. So Johan se praatjie sal in videovorm met 'n klompie foto's en so aan Ja. beskikbaar wees binnekort op die webblad. Wonderlik, wonderlik. Ons tydjie is verby, maar jy's baie welkom en ek weet nie of Alida jou weer gaan nooi nie, maar jy's welkom om te kom. Hy sê hy het so baie om te sê, ek moet hom weer moet hom weer nooi. Goed, ons sien uit om julle daar te ontmoet en dan ek is baie seker dat daar heelwat luisteraars is wat alternatiewe maniere soek en krag kan bespaar en geld kan bespaar. Ons kom met al hoe meer agter. Mense is innoverend en ek hou daarvan. Baie geluk met wat julle doen. Baie dankie. Dankie, totsiens.